Hierdie week was, ons het by mekaar gekom so 2 weke terug, ons gaan praat oor intentioneel op pad. En dis 'n woord wat die afgelope 6-7 jaar saam met my en Martie nogal baie sterk kom, nee my vrou. Intentioneel. En ek gaan vanmôre 'n bietjie met jou gesels oor oor Josef. En wat dit kos om intentioneel te leef. En dan eers voor ek dit doen, wil ek jou 'n paar vrae vra en asseblief nie jou hand opsteek en dit antwoord nie, jou vrou mag jou klap. Of jou man mag dalk sy oog so of jou as jy met die Here die tyd spandeer en die aandag vir hom gee wat jy aan jou vrou gee. Of kom ek vra vir jou so, as jy aan jou vrou die tyd spandeer wat jy aan die Here gee, hoe sal jou huwelik lyk? As jy aan jou kinders die tyd spandeer wat jy aan die Here spandeer, hoe gaan jou kinders lyk? Intentioneel. Ek dink ons is te laat geleer. Ek onthou die heel eerste keer toe ek my oudste seun is 31 uit gisterand hulle doeke braai gehad. Desember maand word ek oupa. En ek onthou die eerste keer dat my kind in die hospitaal vashou, was ek opgewonde en baie bang. Want ek het nie 'n klou gehad wat beteken om 'n pa te wees nie. Maar die gevoel om daai kind in jou arms te vat en is joune. Daai gevoel sal ek nooit in my lewe, altyd my seun se geboorte was 'n ding van, ek sal nooit daai gevoel vergeet nie. Ek sal nooit die gevoel vergeet waar ek in die oggend in die stortbad geklim het, ek het altyd, hulle het nie gebad soos jy nou daai baadjies mos gekry of die doeke, en lê die kind so aan was hy, maar my seun se team het saam met my gestort, ek het hulle hier gehou, en ek het hulle hier gewas. Daai goed sal ek nooit vergeet nie. Maar ek wens, ek het meer intentioneel met hulle gefunksioneer. Murdoch praat baie keer oor die journey wat hy saam met sy seuns gehad het toe hulle begin groter word en hoe hulle vir kursusse gevat het. En ek wens, ek het meer geweet. Dat ek ook intentioneel met my seuns op pad kon gewees het. Maar ons het nie geweet nie. Want ons is nooit geleer nie. Jy weet, die huwelik gebeur mos maar net. Jy sien 'n meisie en jy like en dan trou jy met haar. Onintentioneel. Maar dan slaan die goed wat jy ongelukkig intentioneel moet doen, en as jy dit nie doen, het jy moeilikheid. Is ek reg? Hoeveel tyd beplan ons aan ons huwelike? Het jy al ooit jou huwelik beplan? Het jy al beplan beklei jy? Ek en Martie moes ons mekaar doodgemaak. Is altyd harde kop. En die Here het ons geleer. Jy kan nie beklei soos jy wil nie. Daar's reëls. Voor God, as ek vir haar lief is en ek is 'n kind van die Here, dan moet ek intentioneel ook beklei. Eina. Ja. As God daar staan en hy moet daai gesprek dophou, moet ek baie verseker maak dat ek dit reg hanteer. Want hy gaan nie uit die vertrek uitgaan en dan gaan hy wag dat ek en Martie klaar beklei en dan kom hy terug nie. Hy bly net daar, hy woon in my, onlosmakend aan my vasgemaak. So selfs in ons verskil, moet ons intentioneel verskil. Dat die een van ons daar wegstap gebind nie, maar vry. Ek het dit op 'n baie laat ouderdom in my lewe gewig. Dit het my 'n tweede huwelik gekos, om my alienrad te kry. Want in my eerste huwelik was ek totaal onintentioneel. Dank die Here vir die tweede kans. Nou vanmôre wil ek vir jou vra, hoeveel intensie en beplanning gaan in jou loop met die Here? Hoeveel beplanning sit jy in plek om dit gesond te hou? En nou,
Ag nee, Pieter, het gebeur, ek praat met die Here soms so in die bakkie en daar in die toilet so vir die tyd alleen en die deur is toe. Skielik gebeur. My pa, ek weet ek het weet weer 'n halfuur saam met my pa gehad. My pa het so in die aand, ons het nie so in die bed in slaap geraak en het nou probeer bid voor hy moet gaan slaap, maar hy was bietjie ook baie siek geweest, so hy het nie baie lank gebid nie, raak in die slaap, sy hart was op. Maar ek kyk hoe onintentioneel het ons die Here gedien. Die Here moet ons net saam met my loop soos ek aangaan. My vrou moet my net so saam met my loop soos ek aangaan. My kinders moet my net so saam met my inval. Onintentioneel. En weet jy wat is die hartseer hiervan, dat dan kry jy onintentionele vrugte. En een oggend word jy wakker en jy kyk na jou maatjie of jy kyk na jou kinders en jy jouself, wat het gebeur? En dan besef jy, maar jy het gebeur. Want jy het nie met intensie beplan nie. Ek kyk na goed wat Murdoch se seuns doen en dan dink ek myself, ag Here, kan ek nie net my seuns terugvat na 5 toe en dan begin intentioneel leef nie, asseblief. Gee my net nog 'n kans. So kyk hulle met geld, as jy nog Here. My seuns van my is rof met geld. Genade. Dank die Here vir 'n tweede kans, het ek nog steeds. Laaste ding voor ek my woord gaan gou met jou deel. As jy dit gemis het, dank die Here, dis nooit te laat nie. So as jy vanmôre hier sit en jy gaan na hierdie woord luister, weet net vanmôre jy is hier omdat God met jou 'n afspraak het. En dat jy vanmôre, dalk het jy vanmôre opgestaan en sê, ek weet nie kom ek gaan maar soent, ek weet nie, jy is hier omdat God vir iets wil sê. Dat jy dalk ook vanmôre gaan wegstap met 'n tweede kans. En besef dat ek kan hierdie kans gryp, ek is 58, so 58 en 'n half, ek word eendag 59 en ek vir my vrou gesê, ons is nou besig met 'n proses om hierdie 58-jarige lyf in vorm te kry. Ek weet, hy is al klaar in 'n vorm, ek hou net nie van die vorm nie, maar dit is 'n vorm. Dat ons gesond kan wees, want ek moet dit sê gelyk soos 'n fiksheidsmodel godin en toe ontmoet sy my en toe raak ons onintentioneel. Toe eet sy saam met my hamburgers en ons eet chocolates en daar's 'n gevolg. Rarig daar's. Ek dink nie ons verstaan baie keer dat die goed wat ek en jy beplan het gevolge. Of die goed wat ons nie beplan het ook gevolge. Al wat Adam moes doen, Adam moes stil bly toe die vyand inkom. Hy het niks te gesê nie. Ek dink die grootste sonde is die feit dat ons niks sê nie. Dat ons na ongeregtigheid kyk en stil bly. Ek het na my seuns gekyk en ek het stil gebly. Ek het ongeregtigheid gesien en ek het stil gebly. Ek het na my eie huwelik gekyk en ek het in ongeregtigheid gesien en ek het stil gebly. En al wat die vyand wil doen vandag, en baie mooi verstaan, hy wil hê moet stil bly. Jy hoef nie rowwe goed te doen nie, jy kan maar net stil bly. Dit is al klaar genoeg. Die vyand sal in jou tyd inkom. So vanmôre gaan ek jou praat oor hoekom is jy hier? En hoe intentioneel het God jou gemaak? Ons is intentionele wesens. Dis hoekom jy hier is, met intensie. En jy's nie hier omdat jou ma en pa besluit het om jou te maak, jy's hier omdat God besluit dat jy moet hier wees. Die woord van die Here sê, hy sê ons is gemaak uit onverganklike saad. Nie as gevolg van die plan van die besluit van 'n ma of 'n pa vlees nie, maar as gevolg van gees. Ek gaan nou weg, kyk 'n bietjie speel musiek. Ek speel nie los, maak dit 'n grap. Ons is hier omdat God jou bestem het. Ek gaan vanmôre 'n paar verse vir jou lees, dat jy verstaan. Dit het my baie gehelp toe ek op 'n baie laat ouderdom verstaan dat Pieter de Meyer is nie hier omdat Gerry de Meyer, wat 'n baie stikkende mens was, besluit om my ma nie te trou nie en ons deur baie moeilike goed gevat het en Gerry de Meyer het nie besluit Pieter de Meyer moet jy wees nie. My bloedlyn van my pa het nie besluit waar ek gaan eindig nie. Maar God het gedink om 'n jong seentjie op hierdie aarde te plaas wat deur goed gegaan het wat nooit God se hart was nie. Ja, maar God het geweet daar gaan 'n dag kom dat ek hom sal ontmoet en dat daai Vader hart my hart sal gryp en my na 'n plek toe sal vat wat ek dalk miskien op 58 gaan wakker word.
Dis dalk al 7, 8 jaar, nee. Dankie my vrou. Ek net vandag gesê, jy kan God eer vir 'n goeie vrou. Die Bybel sê, as jy 'n goeie vrou kry, het jy 'n goeie ding gekry. Dankie my skat. Ek het 'n goeie een gekry. Jy moet vanmôre verstaan dat jy nie hier is omdat iemand 'n fout gemaak het dalk nie. Maar met intensie het God jou na die aarde toe gestuur. En jy is hier omdat God met jou lewe 'n doel het. Nou as jy dit vanmôre verstaan, en kom ons gaan met jy lees. Wil jy moet lees vanmôre dat jy kan hoor wat sê die woord. Kom ons gaan na Jeremia 1. Jeremia 1 vers 5, een van die skrifte wat die Here my mee geroep het toe ek 'n jong man was. Jeremia 1 vers 5. Wil iemand van julle met ons vir my lees in die Afrikaans? Ek gaan in Engels vir julle lees, maar wil iemand vir my lees in Afrikaans? Wie kan vir my lekker hard lees? Wie Tom? Het jy? Maar lees ons. Okay. Voorwaar ek het jou in die moederskoot gevorm het. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het ek jou geheilig. Hy sê voor jy nog fisies hier was, het ek jou geken. Hy sê ek het jou geheilig, hy sê ek het jou geroep. Dis nog voor enigiets. As jy Psalm 139 vanaf vers 13 tot 9, hy sê in jou moederskoot het ek jou kunstig aan mekaar geweef. Is dit nie mooi nie? Toe my eerste vrou swanger was met ons kinders, ek het eers vir my tweede seun geweet dat my kind kan my hoor, al is hy al klaar daar binne, ek het nie geweet nie. Hulle leer die kinders nou tel, het julle geweet? Ja, jy tik 1 keer, dan kom hy babietjie 1 keer. Dan tik jy 4 keer, dan kom hy kind 4 keer. Wow! Ek het so by my vrou se maag geleer, dan sing ek vir haar, ek dink dis waar 'n emosionele probleem gekom het met my stem uit hierdie, ek moet nie sing nie, ek praat. Ek sing in die stort nie, maar die stort is my Franna, dis my recording booth. Daar rekord Pieter die Here vir Pieter de Meyer. En dan lag hy homself dood vir my. Martie noem my Takalana Sesame, ek maak soos daai diertjies. Seker bo haar ondergrondse geleide. Sing ek vir die Here en ek sing my eie liedjies en ek sit my eie woorde daarby en ek dank die Here dat daar nie te veel mense wat dit kan sien nie, want dit sal vir permanente skade maak. Ek het so by my seun gelê en my hand op hom gesit en ek het vir hom gesing toe hy en my vrou met my tweede seun, ek het nie eens my eerste seun het geweet nie. En ek het vir hom gesing. Vir hom gesê hoe ek uitsien dat hy gaan wees. Ek het nie eens besef van daai oomblikke wat ek gedoen het, was God besig om my kind kunstig aan mekaar te weef nie. Toe hy gebore is, toe hier die hospitale vandag is uitgeruk, soms met 'n keisersnit gewees, uitgeruk. Ek het myself in 'n ander dimensie ingeskryf toe ek sien lyk my vrou, ek dog sy gaan dood net daar. Want daai sny maak dat ek tog hier ruk die kind daar uit en hy's daar in 'n broeikas en ek los my, hy was my baie kwaad vir lank. Ek het daar net so gelos en ek is saam met die kind. Want nou ek sê bang hulle gaan blok aan die ander kant gaan, maar hy's dalk mooier as die ander wat daar in die broeikamer lê, dan vat hulle dalk myne. En hy het ontsettend geskree. En ek sal nooit vergeet, ek het by hom gaan sit, my hande in hy broeikas gedruk en ek het vir hom begin saggies sing. En hy het stil gebly en hy het sy koppie so gedraai en die suster vra vir my, het jy dit met hom gedoen toe hy in haar skoot was? Ek sê ja, sy sê hy weet, dis jy, so hy's nou rustig. Geld dit nie ook vir God nie? Dink jy dat toe jy na die aarde toe gestuur was deur hom en hy is jou dad, dink jy nie ook dat hy daar waar jy besig was, waar jy gevorm het, kyk, onthou nie, God is 'n pottebakker, nee. As hy praat van jou kunstig aan mekaar geweef, verstaan ons, Cherie, daai proses. So, verstaan vanmôre dat jy hier is, en as jy vanmôre hier is, en jy het jou neus lyk op 'n sekere manier, en dit baie te doen met diegene natuurlik, maar God het jou bestem om hier te wees. God het intentioneel jou na die aarde toe gestuur, met 'n intensie. En die probleem is vanmôre, as jy nie dit weet nie, dan leef jy onintentioneel.
dan leef jy maar net. Jy word wakker in die oggend, en jy gaan slaap in die aand, en jy leef maar net. Jy survive eintlik maar net. Hoe hartseer is dit? Jy moet mooi verstaan dat God het 'n ongelooflike plan met jou, en as jy nie by dit gaan uitkom nie, gaan jy res van jou lewe leeg en onvervuld voel. As jy reg vir die woord, mag hierdie woord van die Here vanmôre jou seën, en mag jy vanmôre uitstap en sê, ek weier om te sterf, sonder dat die plan van God vir my lewe in vervulling gekom het. Mag jy saak hoe lang dit my vat nie. Daar's ek baie van my seuns en van my vrou is vir my groep. My eerste gemeente is my vrou, my tweede gemeente is my seuns, en dan die res van die wêreld. As ek nie vir haar kan bid nie, bid ek vir niemand nie. As ek nie met haar in liefde kan vat nie, vat ek aan niemand nie. En ek wil so graag hê, ek sê altyd vir die Here, as hy nog hier, ek sê altyd vir die Here, ek sê Here, ek wil op 'n plek wees waar die manier wat U aan my vat, wil ek kan afvat. Die manier wat U met my werk, wil ek met my vrou, my kinders en met ander mense werk. Dit sal nie lekker wees nie. Kyk, die ding wat my gaan gebeur, as dit gebeur. So right van goed, kom ons gaan na die woord toe. Ons praat vanmôre oor die lewe van Josef, en ek wil net so 5 gedeeltes van sy lewe uithaal, waar het vanmôre op my en jou gaan, dankie, gaan van toepassing wees, en mag die Here deur sy gees vanmôre jou gees gryp. Want as ons nie verstaan dat ons intentioneel moet leef nie, dan leef ons net en ons mis totaal die plan van God. Want dinge gebeur met my en jou, en dan, dit het so groot impak, dit baie keer trauma op ons lewens, en daai trauma maak, laat ons dan van die plan van God af wegbeweeg. Want ons verstaan nie, dat ons moet intentioneel met God bly leef nie, so maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy moet net bly doen wat reg is en wat God van jou verwag, en die res moet jy in die hande van die Here los. Maar die vyand weet, as hy het kan regkry om trauma en goed in ons lewe te bring, dan kom ons by 'n plek waar ons so de mekaar geraak het, dat ons nie meer God se stem kan hoor nie, ons kan nie God ervaar nie, ons kan nie God beleef nie, en ons leef maar net van dag tot dag, van die een ete na die volgende ete. Dat is so interessant, ek en Martin nou begin, Murdoch inspireer ons nou baie pragtig, en so, in die budgets, en as jy mense, as jy vir R50.000 gee, sal hy R50.000 uitleef. En as jy einde van die maand kom en sê, ek wonder waar is my geld heen? Jy kan vir jouself nou R5.000 kry, gaan ook uitkom. En hy gaan ook sê, ek wonder waar is my geld? Maar ek het uitgekom met R5.000, maar ek het ook waar is die geld heen? Jy het nie beplan nie. Jy het nie intentioneel met jou finansies gewerk nie. Is ek reg? As jy nie intentioneel met jou finansies werk nie, kan ek vir jou R1 miljoen gee, en binne 2 jaar gaan niks oorbly nie. Want jy werk nie met intensie nie. Jy kan onintentioneel in jou huwelik wees, en jy kan een oggend wakker word en jou vrou kyk en sê, wie is die? Ek ken haar glad nie meer nie. En sy vir jou ook nie. Want jy het nie jou huwelik beplan nie. Beplan jy hoe dat jy en jou vrou gaan saam tyd spandeer. Dat julle, was vir my nie wat amazing is, ek kan Martie, as hy by die huis kom, dan ons kan sit en praat vir die heel nag tot môreoggend toe. Net gesels. Dis my een van die kruiste goed in ons huwelik, en sy kan praat, dis 'n vrou ding. 'n Vrou kan ons praat, ons mans kan luister, ons werk ons anders, maar dit is my so amazing dat ons, en ek dink dis die sukses van ons huwelik waar ons is kommunikasie. Nou as dit in die huwelik so werk, wat van die Here? Vat jy tyd intentioneel om met God tyd te spandeer? So kom ons gaan na Josef se lewe toe, gou 'n paar goed vir jou wys, en mag dit vanmôre jou lewe radikaal aangryp. Nou wie was Josef se pa? Wie kan my sê? Wie was Josef se pa? Hy het die voorreg gehad om wie te hê as sy pa? Jakob. Okay. Dank die Here voor hy vir Josef gehad het Israel geword. Hy het die voorreg gehad om Jakob te hê as pa. Wat het Jakob se naam beteken? 'n bedrieger,
En daar's 'n dieper betekenis, as jy dit gaan lees, wil ek die verse vir julle gee. Hulle noem ook 'n heel grabber. Hulle sê toe hulle was 'n tweeling, Jakob en Esau. Hulle sê toe Esau uitkom, toe Jakob gelyk of Jakob aan sy enkel wil vashou. Soos hy wil sê, kom jy terug, ek wil eers uit. 'n heel grabber. So interessant dat wat sê die Here? Wat gaan die vyand doen? Hy gaan ons vermorsel. En hy sal jou in die hakskeen byt. As ek reg, ons sal sy kop vermorsel, hy sal jou in die hakskeen byt. 'n heel grabber. Klink dit bekend? Wat wil die vyand doen? Hy wil jou eersgeborene reg kom steel. Hy wil die reg kom steel wat God in jou en my lewe, hy wil dit van jou af kom wegvat. Nee. En net so het Josef met sy boetie, het hy van geboorte af hierdie stryd gehad met sy broer om eerste te wees, om sy pa se blessing te kry. Nou Jakob se naam het beteken Jakob is heel grabber en Israel beteken om met God te worstel. Ons sal nou 'n bietjie meer daarby uitkom. So die man wat geworstel het met sy boetie vir die seun van sy pa is die man wat toe God sy naam verander toe hy met God geworstel het voor hy teruggaan na sy beloftes toe word sy naam te verander na Israel toe. Nou eerste punt net rondom dit. Ons word in sonde gebore, sê die woord. Dit beteken dat jy's nou sondig nie. Dit gaan oor die natuur, want jy word in 'n vleesmens gebore. En ongelukkig word ons baie keer in gesinne gebore wat nie baie geestelik is nie. My pa het nie 'n idee gehad. Hy was so onkundig. Sy kwaad vir hom, nee, ek laf hom. Ek wens ek het hom beter verstaan. Maar ons word gebore in 'n vleeslike natuur en dan begin ons vleeslik stoei en ons begin beklei vir 'n plek. Nee, is ek reg? En dan gebeur daar goed met jou wat jy wil graag in 'n sekere stand wees. Jy wil graag in 'n sekere plek wees. Jy wil graag 'n sekere seën hê en dit kom gewoonlik van die pa af. Jy wil so graag hê jou pa moet jou seën. Jy wil so graag hê jou pa moet jou raak sien. Nou kom maar 'n probleem soos in my geval, as jy nou nie 'n pa het wat daar is nie, nou waar gaan soek jy dit dan? Jy gaan soek dit in die vlees, want dit is waar jy is. Jy gaan soek dit in vleeslike goed. Nou wat het Jakob gedoen? Hy wou die seun gehad het wat sy broer toegekom het. En hy was bereid om sy pa te bedrieg en sy boetie te bedrieg om daarby uit te kom. Nou dit is nou die agtergrond waarvan Josef se pa vandaan af kom. Maar dit is so mooi, sy naam word verander na Israel toe, bedoelende dat my en jou worsteling is nie in die vleeslike dimensie nie. Uit die woord van God sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit gaan nie oor die vlees nie. Ek en jy stoei in die gees, net soos Jakob in die gees gestoei het. En ek stoei vir een ding. Ek weet reg te stoei daarvoor nie, maar dit is baie mooi as jy dit gaan ontleed. Ek stoei vir die seën van die Here op my lewe. Ek leef intentioneel sodat die seën van God in my lewe kan funksioneer. Want dis die blessing wat ek soek. Want dit is die blessing wat sal maak dat ek sal uitkom waar ek moet uitkom. My so mooi toe voor Jakob teruggegaan het na sy gesin toe, na hy alles gedoen het wat hy gedoen het en hy besef ek moet teruggaan. Toe stuur hy al sy goed vooruit. En daai nag toe sê hy vir die Here, hy sê right. Kom ons gaan hierdie saak uitmaak ek nie. Ek gaan u nie los tot u my nie seën nie. Want dan kan ek my toekoms wys. Dan kan ek my boetie wys en die mense wys wie ek bedrieg het. Vandag wil ek jou aanmoedig, voor jy wil jou verlede wys, het ek en jy nodig om met God te worstel en sy blessing in ons lewe te kry. Want as jy sy blessing het, dan het jy niks anders nodig nie. Wat beteken Josef se naam? Ek is so geseën toe God hierdie goed met my deel in die week. Dit vir my persoonlik soveel beteken. Onthou nou, Jakob beteken heel grabber, ek is 'n bedrieër. En Jesus moet uit daai bloedlyn uit gebore word, uit Jakob se bedrieër, heel grabber. En God verander sy naam na Israel toe en Josef word gebore en sy naam beteken wat? God sal byvoeg.
As ons dit verstaan, dat Josef beteken dat God sal dit vir jou gee wat jy nodig het. Jy kan nie beklei daarvoor nie. Jy kan nie, God sal, as ek sal doen wat ek moet doen, as ek intentioneel leef, dan sal God in my lewe, en waar, Matteus 6 vers 33, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. So seek ye first kingdom, and the rest will be added. Ons wil al die goed, ons sê, Here, as ek nou in hierdie huis bly, as ek hierdie kar ry, dan gaan ek U dien. Ag nee, jy mos jou tyd. En Josef se naam beteken God sal byvoeg. Sê vir my, vir Martin die week, jy weet, kom ek gaan eers by die punt kom, en dan gaan ek het vir julle vertel, gaan vir julle 'n groot blessing wees. Goed, right. Nou, hoekom het Jakob vir Josef 'n mooier kleed gegee? Die woord van die Here sê, as jy van Genesis 37 begin lees, dan sê hy, op 'n ou ouderdom, so Jakob was al redelik oud, hoeveelste kind was Josef wees? Hy was die 11de ene. Hy was, Jakob en Rebekka se 11de kind. Ja, ek wil altyd 4 gehad het, maar ek weet nie van 11 nie. 11 kinders. My maale was, ek dink 11 of 12. Maar jy kon het op my ouma sien. Die ou mens was amazing. Hy was die 11de kind. En op 'n ou ouderdom sê die woord, hoekom het hy vir Josef anders hanteer? Jy weet, my seun en sy vrou, ek sê nou my seun is swanger, kyk of sy vrou niks daarmee te doen het nie. My seun en sy vrou is swanger, en daar's 'n afwagting. Nee, maar daar's 'n afwagting as jou kind swanger is. Daar's sekere goeders as 'n oupa en 'n ouma wat anders is, want ons het 'n bietjie meer wysheid. So baie keer dink ek, Jakob het gedoen wat hy gedoen het, omdat hy al bietjie ouer geword het, en het baie meer wysheid gehad, en miskien baie meer waardering gehad, vir wat die gawe wat God vir hom gegee het. En dan hy kind beskerm, meer as enigiets, omdat hy al bietjie meer wys was, in ouderdom. Nou, kom ons gaan so van kyk, die hele woord, en ek gaan vandag vir jou wys, die hele woord Ou Testament is ook geskryf met Jesus as die goue lyn reg deur dit. Niks wat in die Ou Testament gebeur het is losstaande van Jesus Christus nie. Dit is eintlik amazing as jy dit in die woord sien, en jy gaan vandag, dit is fantasties. Nou, so kom ons lees gou vandag. Die woord van die Here sê in Galasiërs 3 vers 27, hy sê, en ons is bekleed met Christus. So God het ons ook, as ons Vader, ons bekleed met Christus. Soos wat Jakob vir Josef bekleed met 'n veelkleurige kleed. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie mooi verstaan, dat jy is met Christus 'n veelkleurige kleed bekleed. En as jy nie vanmôre verstaan hoe jy bekleed is nie, en hoe God oor jou voel nie, sal jy die res van jou lewe verwerping leef. En jy dink jy is nie goed genoeg nie, as jy dink dat God het sy seun vir jou aangetrek. Dis hy oor jou voel. Dis wat jy vir hom werd is sy seun. Iemand vra vir my, ja, maar hoe sien God met dinge? Toe dink ek net toe hy aan jou dink en dat jy gaan verlore gaan, toe sit hy sy seun as 'n prys vir jou. As ek vir jou moet sê, ek gaan my seun in jou plek laat sterf, dan moet ek dink, jy moet regtig aan spesiaal wees, want ek dink nie ek gaan dit sommer nie. Ek ken nie iemand wat ek my seun voor sal, ek ken nie. Sê kom eens net eerlik, nee, maar ek ken nie iemand wat ek sal my seun offer vir daai persoon. Ek het nog nie een ontmoet nie. So jy is bekleed met Christus. Omdat God wil gehad het dat jy 'n ander kleed moes dra, as die kleed van die wêreld, die kleed van dit wat mense op jou sou plaas. En Jakob kom, omdat hy verstaan het waar hy vandaan kom hy en hy bekleed sy seun met 'n kleed. Dat sy seun anders kon lyk en anders kon funksioneer, en hy hou hom naby aan hom. Wow, dit was my so mooi. Hy hou Josef naby aan hom. As jy vanmôre God se hart enigstens sal verstaan, sy verstaan is dat nader aan ons kan God nie kom nie, hy leef binne in jou. So hy het gesorg dat hy die naaste aan jou bly, toe maak hy sommer jou sy blyplek.
Is dit nie awesome nie? Al baie keer as mense bid en sê, Jesus, ek bid hier die sielie vas, en ek myself, hoekom bid jy sielie toe die Here bly hier? So wat het die sielie enigstens te doen met jou gebedslewe? Hoe ver wil jy nou bid? Hy is hier. Ek hoef net tot die so te gaan, en dan is alles oké. Nou goed, twee goed gebeur met Josef. In die eerste plek, maak sy pa nie vir hom baie maklik rondom sy boeties nie, sy pa trek hom voor. In die tweede plek kom God, en God gee vir Josef 'n droom. 2 drome. En in al twee die drome, buig sy familie voor hom. 'n Tipiese bederfde brokkie. Hy het toe geen probleem gehad met sy broers te deel nie. So ek is special. Kyk julle my kleed. Ek het 3 drome gehad, julle gaan buig nêrens. Jy like as jou broers om jou, ja, gaan hom boelie. Ek gaan gou 2 goed met jou deel wat die Here my gewys het. Nommer 1, as jy regtig bekleed is met Christus, moet jy weet dat mense gaan anders na jou kyk en nie van jou hou nie. Ek praat van die wêreld. As jy werklik die beeld van Christus dra, gaan mense na jou kyk en hulle gaan jou verwerp. Jy gaan teenkanting kry. Tweedens, as jy 'n droom van God het, Frana, as jy 'n droom van God het, dan moet jy verstaan, as dit werklik 'n droom van God is, gaan die volgende gebeur. Jy gaan die droom kry, en die volgende oomblik gaan daai droom totaal sterf. Het dit so gewerk met Abraham? Ja, die Here gee toe vir hom sy droom Isak, en die Here sê vir maak hom dood. Sê, wat? Here, dis nog nie reg nie. Josef gaan deel hierdie droom met sy broers en sê, ek het 'n droom. En ek weet as nie my droom nie, is God se droom. Julle gaan buig die volgende toe draai hulle teen hom en hulle wil hom doodmaak. En hy beland in 'n put, en hy beland in slawerny, en hy beland in Egipte, en hy beland in Potifar se huis, en hy beland vir die tronk. Daai hele proses was tussen 13 en 17 jaar. Eina. Verwyder van sy pa, verwyder van dit wat vir hom belangrik is. So jy moet verstaan vanmôre, Jesus kom as die droom van God, as die plan van God vir die aarde, en op die ouderdom van 33 word hy na die kruis toe gevat, en die droom sterf, maar hy word weer so bonatuurlik opgewek. En dit wat jy vanmôre moet verstaan, en wat ek jou wil vertel is dit, op 13 het die Here my gered, en het die Here my belofte gegee, dat ek sal vir die siekes bid, en die blindes sal sien, en die dowes sal hoor, en die dooies sal opstaan. En ek het geglo met alles binne in my. As 'n jong seun het ek na hierdie manne van God gekyk. Ek sê vir Martie, die afgelope tyd, is dit weer in my gees. Ek sit en kyk na hierdie manne van God, hierdie generale van God, hierdie vrouens van God, en hoe hulle vir God gefunksioneer het, hoe die blindes gesien het, die dowes gehoor het, hoe die dooies opgestaan het, en hoe God herlewing gebring het, en ek kyk hierdie goed eers, dan onthou ek toe 13 was, het mense my gery daar na Nikkie van die Westhuizen se tent toe, daar in Randfontein, en ek het daar se 13-jarige seun gaan sit, en hy het die man gekyk met sy wit suits en sy wit skoene, en ek sien die krag van God weg, en ek het geroep na God. Want God het gesê, ek roep jou vir dit. Ek het na Prof TB Joshua se goed gekyk, waar hulle die kankers uitval, en waar die babatjies, dooie gebore babatjies, 3, 4, 5 dae later, bring hulle daar aan by die tabernakel, dan rig God hulle op. Maak nou nie saak met einde van sy lewe, kom nou weg van die goed af. Maak nie, as ons nie vandaan die boot kan, nie wees jy 'n probleem met jou hart. As ons 'n opinie wil hê oor TB Joshua, is 'n probleem met jou hart. Het jy in jou lewe alles perfek al gedoen? So ek gaan nie laaste wees wat gaan praat. Want ek mag dalk môre 'n fout maak. Ek is nie gegarandeer van niks nie. Ek is gegarandeer dat ek die Here my God sal lief hê met my hele hart. En dis al wat ek het. En ek kom ook 13, het ek hierdie goed gesien, en ek het nagte gesit en omhuil as die Here genesings doen. Dan heilig as 'n jong man, en hy droom met dood gegaan. Ek is 58. Ek het al vir 14 mense gebid wat dood is. En almal is nog steeds dood. Ek het lanklaas dit gedoen. Hoekom? Omdat hy droom op 'n stadium so van seer dood gegaan het. Omdat die woorde van mense en my dade daai droom doodgemaak het. Ek gaan gou 2 vir julle vertel. Ek
ek het die Here so getrust. Eerste mense is onwys. Mens vra nie vir die Here, Here wil die hierdie opwek nie, hardloop net en jy doen dit net. Die Here sê in die woord, as mense wat moet doodgaan, as mense wat moet leef. En as moet baie keer mooi onderskei. Een van my vriende wat in die gemeente was, baie fikse man, sterf, en sy vrou bel my. Sy sê, Pastor Pieter, asseblief, my man het gesterf. Asseblief, ek sit hier by die hospitaal. Jy sê die Here maak gesond, die Here maak werk jy doois op asseblief. Ek jaag hospitaal toe. Ek kom daar in gehardloop, ek was nog in die tuin besig geweest, ek kom in gehardloop, my kortbroeke, my plakkies. En ek hardloop deur al waar hy lê. Sy sê vir die dokters, julle raak nie aan hierdie man, julle vat hom nie weg nie tot my pastoor nie hier is nie. En ek gaan, ek sit langs sy bed, vat my hotel se hand en ek bid. Niks gebeur nie. Ek stap die dag uit en ek is hartseer. Ek vat hom, een van my vriende het 'n onderneming gehad in Vanderbijl Park en ons vat hom soontoe. Hulle sit hom ons in die yskaste en hy's in die yskas en sy vrou bel my die oggend toe, ek moet begrawe, bel sy my, sy sê, Pastor Pieter, dis nou 3 dae, kan die Here nie op 3 dae, na 3 dae my man op, asseblief, ek is alleen, ek wil my man terug hê. Bel die begrafenisonderneming, ek sê, haal hom uit, ek is op pad. Onkundig. Kry na die begrafenisplek toe en daar by die yskaste en hulle haal hom uit, ons sit maar so 'n kamertjie en hy lê daar, ek en sy vrou gaan daar en hier lê die man. Nou as jy verstaan, hy is kliphard gevries. Ek bid vir 2 ure dat hy ontdooi. Maar lewe niks. Na 2 ure klim sy vrou se bo op hom en sy gaan lê sy bo op hom en sy hou hom so vas. En sy sê vir my, Pastor, ek sê, laat hom gaan. Sy gaan lê so bo op haar man en sy hou hom so vas en sy klim af en sy hom begrawe. Hulle bel my in vereniging die nag, ek het altyd vir die mense gesê, as iemand dood gaan bel my, ek wil oefen. Stupid, yes. Onverskrokke God geglo. Hulle bel my, hulle sê dat 'n man gesterf en ek jaag na die adres toe en ek kom daar en dit reën. By arme mense se huis lê daar 'n pa buitekant die deur, groot oorgewig man. En ek sal my lewe nie daai 2 kinders se gesigte vergeet nie. 'n Seentjie en 'n dogtertjie en 'n ma staan in 'n deur waar pappa uitgeloop het en 'n hartaanval gekry het en gesterf het. En hy lê op die sement. En die lykswaas staan al reeds daar en wag. En ek sê vir hulle, gee my net 'n paar minute asseblief, dit gaan niks verander aan julle nie. Maar dit mag dan groot verskil maak in hierdie kinders se lewe. Ek lê my hand op daai man en ek bid en niks gebeur nie. 14 mense later en ek sê vir Martie, ek het die afgelope 10 jaar nog nie vir een dooie mens gebid nie. Why? Want jy moet verstaan, dis nie jou droom nie, dis God se. En op die regte tyd, baie kere vat dit vir mense 11 jaar, 14 jaar, 40 jaar, het dit my baie jare gevat, dat jy weer by die plek kom, dat jy weer God vertrou bo alles, al die ander goed. En waar God se stem weer in jou lewe harder word as enigiets anders. En waar jy God vertrou, en daar's 'n artikel in Amerika, ek vertel die storie baie vir mense, as vir my die grootste blessing hierdie storie. As jy daai lys daai lys kan so hoog spring. As jy hom in 'n bottel sit en jy sit 'n deksel bo op hom, dan spring hy vir 'n hele ruk net so tot teen daai deksel vas. Dan kan jy daai deksel afhaal en daai ding sal nooit in sy lewe uit daai bottel uitspring nie. Want dit is eina en dan kom jy, dis beter. Wat doen die vyand met my en jou? Ons kry seer en goed. In ons families, in verhoudings, in besigheid en jy kom agter, as ek weerstand bied, dan is dit seer. Dan dink jy, is beter. Maar jou potensiaal is hier. Dan kan die vyand maar die lid afval, jy gaan nooit uitkom nie. Dis waar ek vir baie jare was, toe die Here vir my vrou gegee het, en sê ek glo in jou. En ek gaan saam met jou staan, dat ons hier deur gaan. So luister baie mooi vanmôre. Josef kry 'n droom, en die volgende oomblik gebeur presies die teenoorgestelde wat die droom gesê het. Hy het gesê, julle gaan buig, toe buig hy.
Toe sterf daai droom. Dan wil ek vandag vir jou sê, ek wil jou vandag mooi vra, moenie toelaat dat die droom van God in jou lewe doodgaan nie. Moenie toelaat, maak nie saak wat dit gebeur nie, en al het dit gesterf, moet jy weet, dat God sal dit bonatuurlik oprig. God sal die droom wat hy oor die lewe het, sal God opwek, maar hy sal dit bonatuurlik doen. So ek sê vir my, ek is opgewonde, ek kan nie wag nie, ek weet daar gaan weer tyd kom, dat die Here vir ons die dooies gaan gee, en die blindes gaan sien, en die dowes gaan hoor, en die lammes gaan opstaan. Dit gaan gebeur. Dis nie of nie, dit gaan gebeur. Kom ons gaan na die volgende fase van sy lewe toe. So Josef het 2 profetiese drome, maar hy leef nog steeds met intensie, want kyk wat gebeur. Hy vertel sy droom, so ek wil hê jy moet begin weer om jou droom intentioneel te vertel. Hallo? Wanneer laas het mense intentioneel jou droom gehoor wat God vir jou gegee het? Ek vertel dit vanoggend die eerste keer vir julle weer. Julle is nou bevoorreg om vanmôre intentioneel te hoor wat ek vir jou sê, dat die Here het 'n 13-jarige seentjie geroep om te bid vir die siekes en die dooies en die lammes en en ons gaan die stadions van hierdie land gaan ons bedien en die Here gaan duisende, honderde duisende mense red. Ek glo dit met my hele hart. Waarvan die Hebron gemeente deel, dit gaan so wees. Daar gaan nie 'n kerk wees wat die mense kan huisves dit wat God in die laaste dae gaan doen hierdie dae nie. Daar gaan nie 'n kerkgebou wees wat goed, ons sal stadions toe moet gaan. Al die kerke gaan vol wees. Maar dit gaan te min wees. As ons stadions toe gaan, dat ons so 60,000 mense op beslag. Jonkie Chou, hulle hou kerk van Vrydag aand af. Dan lei hulle klonke elke tyd, dan loop die een gehoor aan hierdie kant in, dan kom sit hulle in, en dan worship hulle gou 'n bietjie, en preek gou 'n bietjie, en maak hulle daai kant se deur, en loop die mense, en dan maak hulle weer toe, en dan maak hierdie deur, en loop die mense, van Vrydag aand af tot Sondag aand, en hou hulle so kerk. Honderde duisende mense. Hoekom? Omdat alles gebaseer is op die woord van God en op gebed. En Jonkie Chou leef intentioneel. Ek luister hierdie week van sy goed weer en nog, wow. Sy praat oor die Gees goed. Man, ek is opgewonde. Goed. So, begin weer met woorde jou droom daar buitekant te kry. Want maar dis nou belangrik om te hoor wat Here nou vir jou gaan sê. Jy moet verstaan as jy gaan begin praat oor jou droom, moet jy verstaan, daar gaan 'n reaksie wees. Is jy gereed daarvoor? Is jy gereed dat mense dalk reg op jou kan draai? Dalk jy as jy naaste aan jou is. Maar as jy moet intensie leef, dan gee jy nie om nie. Hallo? Maar as jy bereid, ons sê, ja, maar dalk moes hy net vir sy broers vertel het, en nie, hy moes. Anders het hy nooit in Egipte uitgekom nie. Hoekom moes hy by Egipte uitkom? Nou, ek wil jou 'n vraag vra. Waarvan is die Here vir jou vra, jy met jou ouer huis verlaat, en met jou pa verlaat, en jou broers verlaat, want die Here sê vir jou, oor 'n paar jaar vanaf gaan daar 'n hongersnood kom in Suid-Afrika, ek wil hê jy begin prepare. Maar ek het jou daar nodig, dat jy nou kan gaan, sodat ek jou kan voorberei vir dit wat moet kom. Maar gaan jou skuif. En dan kan die volk later kom, ek gaan jou nou trust met hierdie droom. Sal jy gaan? Hallo? So waarvan as die verwerper, ons praat baie keer oor Judas, het Jesus verloon. Hy moes daar wees, want hy het gemaak dat Jesus kruis toe gegaan het. So baie keer wil ek en jy op 'n plek ons sê, ek wil nie hierdie persoon in my lewe hê nie, nee, ek soek nie hierdie persoon nie, ek gaan nie my droom met mense deel nie, nou gaan hulle rug op my draai, ek gaan nie dit doen nie, nee, jy moet. Want dan moet mense wees wat hulle op rug wil, die Here sê, alles werk in goeie mee vir hulle wat in Christus is. So selfs die negatiewe gaan vir my positief werk. Amen. Dalk moet daai ou in jou lewe wees wat jou so gas gee en jou wiele pap maak of wat ook al. Dalk die vrou wat jou wiele pap maak. Dalk moet hy daar wees. Dis nie jou plek om te sê nee nie. As jy God se hart verstaan, dan verander dit alles. Dan leef ek intentioneel vir hom. En ek praat intentioneel, maak nie saak hoe die omstandighede om my lyk nie. Want ek leef intentioneel, ek deel die droom van God en die plan van God, intentioneel, maak nie saak hoe mense daarop reageer nie. Goed, so dis nommer 1. Vertel jou droom, intentioneel. Potifar se vrou, is my so mooi hierdie, ou Josef, hy kom in Potifar se huis, en hy gaan vir Potifar werk, en hy kry nou 'n hoër aanstelling, hy gaan nou meer geld en meer benefits kry, en hy's 'n Potifar se vrou, en hy moet seker 'n aantreklike man was, want Potifar se vrou wou hom gehad het. Sy het hom gelyk. Sy weet nie hoe hy gelyk nie, sal enige hom sien na boos, dan sê, verstaan nou, kom Potifar se vrou, jou gelyk het.
En onskuldig, maar intentioneel sê hy nee. Ek en jy moet leer om vir sonde intentioneel nee te sê. Hallo? Jy moet besluit om te sê ek gaan nee sê. Jy moet lewe kies elke dag van jou lewe. Anders gaan jy onintentioneel leef en jy glo my, jy wil nie die vrug van daai lewe hê nie. Daar is so 'n mooi vers in die Bybel wat sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou het ek groot geword dat ek die dinge van 'n kind afgelê. Dankie Here. Party van ons manne word laat groot. Hoekom sukkel ons mans dan mee? Ons word laat groot, ons speelgoed bly dieselfde, het verander net en word net duurder. En die vrou, ons mans is, maar ons moet so wees, ons mans is anders as julle. Verstaan ons, maar iewers word ons groot as ons net God ontmoet en sy plan vir ons lewe verstaan. Maar jy moet vanaand volgens van man, ek wil vir julle regtig mooi vra vandag. Leer om intentioneel nee te sê. As 'n vrou met jou wil praat, dan sê jy vir intentioneel nee, dankie. Ek praat nie alleen met 'n vrou nie. Ek praat nie op WhatsApp met 'n vrou nie. Daai deur is toe. Ag, kan ons nie gaan koffie drink nie? Ek wil met jou gesels. Nee. Dames, as ou daar by die werk al begin mooier vir jou lyk en hy sê, ag kan ek hier? Nee. Sorry. Dis nee. Maak nie saak hoe dit in my huwelik gaan nie, maak nie saak hoe moeilik by die huis toe gaan nie. Die antwoord bly nee, want ek leef intentioneel vir God. En maak nie saak hoe my omstandighede lyk nie, my antwoord sal nee bly. Want in die nag moet ek na God toe gaan en ek moet hom tyd spandeer en dan moet hy vir my sê nee en dan kan ek nie in die kamer by hom ingaan nie en ek kan nie met hom tyd spandeer nie, maar ek het vandag wat verkeerd was ja gesê. Sê vir Martie, my eerste lyn van defense is God. En ek moet eers by hom verbygaan en ek sê ek stel net nie belang nie. Ek het oud genoeg geword om te sê dit is nie onderhandelbaar nie. Toe ek jonk was ek onkundig, was stupid geweest. Alles was onderhandelbaar. Maar nou kom jy agter as goed wat net nie onderhandelbaar is meer nie. So Josef kom en daai vrou kom en sê, man, hier ou kon die royaliteit gehad het in Potifar se huis. OK, 5 meter oor. Ons gaan nou land. Ons gaan 5 meter hier, ons gaan nou land. Hy kon 'n great tyd in Potifar se huis gehad het. Wat doen hy? Hy sê intentioneel nee. En daai intentionele nee beland hom in die tronk. Onskuldig in die tronk. Nou vra ek vanmôre vir jou. Waarom is al goed met jou gebeur wat jy onskuldig in is? Gaan jy intentioneel nog steeds doen wat jy moet doen omdat jy God vertrou bo alles? Al was jy onskuldig. Wat is die ding wat vir Josef die deur oopgemaak het? Omdat hy die ding wat hy gedoen het, deur die drome uit te lê, steeds bly doen het, maak die saak hoe seer het hom gemaak het en van sy familie van al sal weggevat het nie. Hy het nie opgehou om te doen die gawe wat God vir hom gegee het nie. En dit het die deur vir hom oopgemaak na die paleis toe. So as jy vanmôre, en ek het besef in my lewe die afgelope tyd, sê die Here, I'll do again what you've called me for. I will not stop. Ek sal nie ophou nie. Want die gift sal die deur oopmaak. The gift will open the door. Nou gaan vandag iets met julle deel wat vir my, of jy sê die woord van God is so amazing. Daar kom 2 manne in die tronk aan. 'n Skinker en 'n bakker. En hulle praat toe met Josef en Josef lê hulle droom uit. Kyk hoe amazing is die woord. En Josef sê vir die skinker, hy sê, nee, jy gaan leef, die koning gaan jou herstel, jy gaan terug paleis toe. Yes, en die skinker is opgewonde, en die bakker kom by Josef en sê, nou, praat sê vir my ook, wat bedoel ek my droom? En typies, en as die ander ons moet leer, as God vir jou sê, iemand gaan sterf, moet hy my vir sê, gaan sterf. Ons kan nie goed paai nie. Want dan sê hy vir hom, nee, jy gaan op paleis en dan hang hulle om in 'n boom. Nee? Josef sê vir hom, hy sê, jy gaan sterf. En net daarna, toe die koning sy partytjie gehad het, kyk die woord. Jesus sê, ek is die brood van die lewe, brood. Wie bak brood? 'n bakker. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Dan kom ons by die nagmaal en sê, nou ons eet die brood, dan verbrys ons dit so in ons mond, is ons nagmaal, nee, die brood. Maar die wyn is die Nuwe Testament in my bloed, en die skinker gaan terug paleis toe, Jesus, nee, ek gaan nou vir jou lees, dit is mooi. So, die brood van die lewe
sterf. En hoe kies hierdie koning om hom dood te maak? Hy hang hom in 'n boom. Hoe het Jesus gesterf? Die brood van die lewe kom hang aan die kruis. Die koning kies om jou dood te maak en hy hang hom in 'n boom. En die bakker, die skinker gaan terug paleis toe. En wat doen hy? Kom ons lees en dan gaan ek amper afsluit. Is dit right? Hoor dat sê hierdie gedeelte. Dit was my so profound gewees. Romeine 8 vers 34 sê Jesus staan nou voor die Vader waar hy intree vir my en vir jou. Wat het die skinker gedoen? Hy teruggaan paleis toe terwyl hy vir die koning geskink het, die skinker was, het hy vir die koning herinner aan ek onthou daar's 'n man in die tronk. En daai herinner laat Josef kom van die tronk af na die paleis toe. Nou wil ek vandag vir jou sê, daar's 'n uitnodiging vandag vir my en vir jou. Jesus staan op hierdie oomblik voor die Vader, waar hy vir my en vir jou intree voor die Vader, en hy herinner God aan die beloftes wat in jou lewe is. Quentin glo. Jy onthou nog vir Quentin, jy onthou vanmiddag. Jy het vanmiddag dat daai datum gesê, dat hy gaan dit en dit doen. Moenie ons nie vergeet nie. Kom ons. Nou, ek wil afsluit hier 2 goed sê. Daar's 2 goed wat jou in jou tronk gaan hou. En daarmee wil ek afsluit. Wat is die 2 goed wat jou in jou tronk gaan hou? Want as ons baie mooi verstaan vandag, dan kan ek en jy nie vandag in die tronk bly op grond van dat Jesus moet nog voor die Vader gaan staan en hy moet nog herinner. Nee, ek en jy se tronk is verby. Ons is uitgeroep. Daar's vrylating vir ons verkondig. Is wat Jesus kom doen het. Yes. Vrylating vir die gevangenes. Is reg? Nou kom bly ons in 'n tronk baie keer. Jou hart kan bepaal of jy in omstandighede gaan bly vir 'n lang seisoen. As jou hart nie uitgesorteer kan raak nie. As God jou nie gaan trust, dat as jou broers voor jou weer gaan staan, dat jy hulle sal vergewe nie, dat jy hulle intentioneel gaan vergewe nie, gaan jy in jou tronk bly. Tot jou hart uitgesorteer is. Die volk het in die woestyn geloop vir 40 jaar, omdat hulle harte die harte van slawe was. So hoe moet jy dit afsluit vandag? God het nie 'n spesiale tronk vir jou in gedagte nie, glo my. Hy het die paleis vir jou in gedagte. Ja. So jy kan vandag besluit, wil ek bly waar ek is, as gevolg van waar my hart is, of wil ek by 'n plek kom van vrymaking, sodat God my kan bring na die plek toe waar ek moet wees in heerskappy. Is dit reg? Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre vir U kom dankie sê dat ons 'n voorspraak by die Vader op hierdie oomblik het, wat ons beloftes voor God dag en nag voor hom bring, wat intree vir elkeen van ons, wat ons selfs vir ons, die Heilige Gees kom roep vanmôre uit in ons gees, dat ons daar 'n plek is waar ons veilig is en waar ons belang. Ek wil vanmôre bid vir wie ook al hierdie boodskap gehoor het, dat hulle vanmôre sal besef, ek hoef nie langer in hierdie tronk te sit nie. God het die tronkdeure vir my oopgemaak. Ek kan nou by hom wees. Ek kan nou in 'n verhouding met die Vader, die Seun en die Heilige Gees funksioneer in hemelse plekke. Ek bid vanmôre, Here, vir mense wat deur trauma gegaan het, deur seer gegaan het, en dat omstandighede gemaak het dat hulle hulle droom verloor het. Mag ons weer begin droom. Mag ons U weer begin vasgryp aan dit wat U, o Here, oor ons lewe, maak nie saak wat gebeur het nie. So ek bid vir wie ook al vanmôre hierso sit, dat hierdie boodskap vanmôre sal uitgaan, sal sê, die droom is nie dood nie. God wil hom weer bonatuurlik opwek. God het nie sy plan oor jou lewe verander nie. Miskien het jy, maar hy het nog nooit sy plan oor jou lewe verander nie. Kom vanmôre en kom skakel weer in en begin weer jou droom vanmôre weer leef, sodat God jou kan gebruik en God jou kan aanstel vir dit wat hy jou voor gemaak het en geroep het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.